Baie welkom by die uitsending van ons erediens of by die Facebook en YouTube. Hier in Suid-Afrika is dit 'n bietjie die mekaar tyd en dit voel asof die land stil staan, want dit was nou eers die vakansiedae wat gepaard gegaan het met Paasnaweek, so 'n week voor dit 'n hele week se skoolvakansie, en nou nog al hierdie ekstra afdae, Vryheidsdag, wat Sondag was, en 1 Mei, Werkersdag, klomp skole vakansie daar tussenin, so ja nee, dit is een lang naweek op die ander en alles is 'n bietjie ontwrig. Maar hoe dit ook al sy, dis ons voorreg om vandag weer stil te staan by die Here se woord. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmal die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede. Dit kom van God, ons Vader, van die opgewekte Here Jesus Christus, deur die werking van God, die uitgestorte Heilige Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here, baie dankie vir hierdie tegnologie. Baie dankie vir nog 'n geleentheid om hier oor hierdie skerm, maar ook in die kerk self, fisies te kan stil raak, u aangesig te soek, ons in u woord te verdiep, ons denke te gebruik om dit alles wat gebeur het, en die betekenis daarvan vir ons, te kan snap, inneem, verwerk en deel maak van wie ons is en van ons verhouding met u. Word asseblief verheerlik deur ons elkeen se persoonlike gedagtes van aanbidding, gebede van aanbidding, erkenning van u grootheid en u mag, erkenning van u goedheid en u genade, ons eie bewustheid van die herdenking van kritieke gebeure, wat ook terwille van ons was. En dankie vir die Heilige Gees wat ons in dit alles dra, om beter te verstaan en die lyne te trek na ons lewens toe. Wil ons asseblief vandag ook by die geleentheid seën in ons stilstaan by die woord en by die tekens, en versterk ons ook asseblief deur die gebruik van die nagmaal. En dankie dat soveel mense wat of vanweë afstand of siekte of watter omstandighede ook al op die stadium nie fisies by die kerk kan wees nie, tog via hierdie medium saam nagmaal kan gebruik en dat ons oor die grense heen kan beleef dat ons deel van u huisgesin is en dat ons daarom saam vandag ook die nagmaal kan gebruik. Seën ons asseblief. Ons bid dit in afhanklikheid van u. Amen. Geliefdes, vandag gaan ons net 2 skriflesings hê. Die eerste nou uit 1 Korintiërs hoofstuk 11, baie bekende woorde vir ons wat vertroud is met die nagmaal, en dan in die boodskap self gaan ons 2 gedeeltes lees uit Hebreërs hoofstuk 9. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Geliefdes, ons tema is verskriklik eenvoudig en lekker maklik om te onthou, maar ek glo tog 'n belangrike tema in terme van ons verstaan van die sakramente, veral en naast die sakramente, een van die ander baie belangrike
herdenkings. Ons tema is dood eenvoudig: eenmalige en herhaalbare tekens. Waarom albei en wat is die verskil? Sommer dadelik in 'n eerste hoofpunt. Dit is absoluut net tipies menslik om 'n behoefte te hê aan eenmalige tekens, dinge wat vas staan. Maar aan die ander kant ook aan herhaalbare tekens of gereelde herinneringe aan belangrike gebeure. Eenmalige gebeurtenisse en eenmalige tekens en die herdenking van eenmalige tekens gee vir ons 'n gevoel van veiligheid. Wanneer iets vas staan, dan gee dit ten mense 'n soort van 'n innerlike sekuriteit. Ons kan dit ook uitdruk as met dinge wat vas staan, laat ons voel ons weet waar ons staan. Ons hou van die hele konsep van konsekwentheid in teenstelling met onsekerheid en wisselvalligheid. Maar aan die ander kant is gereelde tekens, veral tekens wat vir ons versekering gee van sekere dinge, baie belangrik, want dit werk twyfel tee. En is ons as mense nie maar geneig om dikwels te twyfel nie. Selfs oor die dinge waaroor ons eintlik nie nodig het om te twyfel nie, beleef ons so elke nou en dan dat die twyfel, die onsekerheid kruip so in 'n mens op en laat mens maar weer sekere vrae vra, omdat ons 'n behoefte aan versekering en versterking het. In 'n tweede hoofpunt, 2 praktiese voorbeelde. En ek noem juist baie eenvoudige voorbeelde, net ter wille daarvan om hierdie groot belangrike punt makliker te maak om in te neem en te onthou. Eerste voorbeeld wat ek wil gebruik, is die van ons geboortedatum en natuurlik met die gepaardgaande herdenking van ons geboortedatum op elke jaar presies dieselfde datum. Ek dink ons almal aanvaar die eenmaligheid van ons geboorte en die eenmaligheid van ons geboortedatum. Ek bedoel, dis nie iets waar mens elke nou en dan weer op teruggaan nie. Jy gaan vra nie, selfs as 'n kind, elke nou en dan vir jou ouers, hoorie, nee, ek wil net weer my geboortesertifikaat sien, ek weet dis 'n amptelike dokument, maar ek wil net seker maak, is ek regtig op daai dag gebore? Of vra jou ouers elke keer weer uit, maar hoe kan julle seker wees dat ek op daai dag gebore is? Dit is redelik maklik om te verduidelik. Maar dit is net nie iets wat ons doen nie. Dit staan vas. Ek is gebore op daai en daai dag van daai en daai maand van daai en daai jaar. Maar aan die ander kant is dit natuurlik heerlik en wonderlik en 'n voorreg om jaarliks die datum te onthou, te herdenk, iets daarvan te maak. En vir my een van die mooi goed is wanneer ons kan 'n bietjie gesels, selfs as ons kinders ouer is, om weer te vertel wat het daai dag gebeur en wat het in ons harte omgegaan. En mense wens jou geluk met nog 'n jaar en wens jou voorspoed toe vir die nuwe jaar. So die gereelde herdenking van ons geboorte is ook belangrik. Alhoewel dit iets is waarvan die datum vas staan, is dit nie iets wat maar net daar agter in ons verlede lê en ons maak nooit niks daarvan nie. So hier is so 'n bietjie van 'n kombinasie van die eenmaligheid en die standvastigheid en die herhaling van die herdenking en die waarde wat dit ook het. Dan 'n tweede voorbeeld. En ek gaan so 'n bietjie 'n grove veralgemening gebruik, maar ter wille daarvan van die beter verstaan, met die Engelse gedagte en begrip van many a true word is spoken in jest. Ons huweliksbeloftes. Die huweliksbelofte wat ons maak, as dit 'n amptelike huweliksbelofte is gekoppel aan 'n vaste dag van 'n spesifieke maand van 'n spesifieke jaar. Dis 'n eenmalige en unieke geleentheid. Maar huweliksherdenkings moet ook gereeld gevier en herdenk word. Ons vertel maar spottenderwys, maar met 'n dieper waarheid daar agter,
dat navorsing het bewys dat veral vroue ten opsigte van sekere goed strek hulle geheue net 24 uur lank. Ongelooflik baie vrouens, as jy as man nie eenmal in 24 uur vir hulle sê, my vrou is lief vir jou nie, dan begin daar so twyfel inkruip. En baie keer kan hulle 'n dag lank wonder, 2 dae, 3 dae, gewoonlik nie langer as 'n week nie. En dan kom die vraag, maar is jy nog lief vir my? En dan is die meeste, by verre die meeste mans, geneig om die verkeerde antwoord te gee. So ek wil eers stilstaan by die verkeerde antwoord, en dan so 'n bietjie 'n wenkie oor wat is die regte antwoord. Die verkeerde antwoord wat die meeste mans gee is, maar nou wanneer het ek gesê ek is nie meer lief vir jou nie? Verkeerde antwoord. Verkeerde antwoord. Wat is die regte antwoord? Die regte antwoord is om net, sonder enige verdere kommentaar net te sê, my vrou, ek is baie, baie lief vir jou. En dan, om 'n bietjie 'n mental note te maak, om dit meer gereeld te sê, want dit is belangrik. Die eenmaligheid kan nooit die herhaalde versekering vervang nie. Geliefdes, in 'n derde hoofpunt. Dit is my absoluut wonderlik hoe God in sy verhouding met ons en met sy pad wat hy loop met gelowiges, Ou en Nuwe Testament, rekening hou met hierdie twee verskillende behoeftes van ons. God weet dat ons as mense vaste tekens nodig het. Dinge wat 'n vorm van sekuriteit gee, 'n sekerheid, 'n diepte. Maar aan die ander kant van ons groot behoefte aan gereelde herinnerings, versekerings en versterkings. Kom ek noem enkele tekens. Ek begin met die Ou Testament. Een van die belangrikste tekens in die Ou Testament was die besnydenis. En dit was 'n teken wat absoluut eenmalig was en wat absoluut vasgestaan het. Eenmalig, 'n gebeurtenis, 'n teken waarvan die boodskap dood eenvoudig was, jy is ingesluit in God se verbond. Daarom het jy hierdie merk, hierdie teken ontvang. En binne die Ou Testamentiese konteks waar vrouens nie keuses en regte en so meer gehad het nie, was die betekenis daarvan ook jy en jou gesin is ingesluit in my verbond. Ek herhaal, 'n eenmalige en onherhaalbare teken. Maar dan wil ek in die Ou Testament 3 tekens noem wat geweldig belangrik was en waarvan die herhaalbaarheid en die gereelde herhaalbaarheid 'n baie belangrike rol gespeel het. Die eerste van die 3 wat ek wil noem is die Pasga. God verlos sy volk uit die slawerny van Egipte. 'n eenmalige historiese gebeurtenis wat vasstaan met geweldig belangrike implikasies. Maar hierdie eenmalige gebeurtenis moet gereeld herdenk word om dit lewendig te hou in die denke en lewens en harte van God se volk. Daarom die pragtige gebruik dat die Pasga jaarliks gevier is en vir my altyd belangrik om te noem dat dit die verantwoordelikheid van die oudste seun was wanneer die Pasga geëet word om die vraag te vra, Vader, waarom eet ons vanaand so anders? En dan is die hele verhaal weer vertel van ons was slawe in Egipte. Dis wat die laaste nag gebeur het met die slag van die lammetjies, die bloed aan die deurkusyne en ons as volk se verlossing uit Egipte. 'n Gereelde herdenking van hierdie eenmalige gebeurtenis. Dan miskien bietjie minder bekend as die Pasga, maar miskien nog meer belangrik, die jaarlikse versoendag in die Ou Testamentiese godsdiens. Korrekte term daarvoor in Hebreëus is die Yom Kippur. Eenmaal per jaar sou die hoëpriester eers 'n offer bring vir homself, dan ander klere aantrek, sy hoëpriesterlike kleed
alles uittrek, eenvoudige wit klere aantrek, en dan in die allerheiligste van die verbonds, van die tabernakel of die tempel ingaan, en 'n offer bring vir die volk wat beskryf word as hulle onwetende sondes. Elke jaar 'n skoonmaak, die groot versoendag, die reinigingsritueel. En dan een wat ons baie keer miskyk, is die gereelde herhaalbare teken van die Sabbatdag. En ons is dan baie die mekaar oor die Sabbat en die Sondag en hoe dit oorspronklik bedoel was en hoe die godsdienstige leiers dit heeltemal verdraai het en hoe Jesus dit weer kom regstel het. Maar in wese gee God hierdie teken elke 7de dag. Moet julle op 'n sekere manier optree, en dis 'n rus van julle gewone werk met een doel, om julle hande op te lig van die arbeid en te weet, eintlik kom alles van God af. 'n Gawe, 'n geskenk, 'n herhaalbare geskenk, weekliks, wat God vir die mense gee. Die godsdienstige leiers het ongelukkig later daarvan 'n plig en 'n las gemaak, en Jesus is absoluut in verset daarteen, daarom sy woorde ook, die Sabbatdag is vir die mens gemaak. Die mens is nie vir die Sabbatdag gemaak nie. Dan kom ons by die Nuwe Testament. Eerste gaan ons kyk na die belangrikste eenmalige teken. En dit is die doop. Die feit dat 'n mens gedoop is, volwasse of as kind, is eintlik 'n eenmalige gebeurtenis. As 'n kind daaroor wonder en meer daaroor wil weet, kan ons vir hulle doopseël wys, amptelike dokument. Kan ons vir hulle miskien foto's wys of video's wys of die storie vertel. Maar die doop is 'n eenmalige gebeurtenis, veral as dit reg verstaan word. En nou wil ek nie weer 'n hele debat daaroor maak nie, maar onthou ons het 2 tipes doop in die Nuwe Testamentiese periode. Eers Johannes die Doper se doop, wat 'n doop van bekering was, verbondsmense wat ook 'n besnydenis ontvang het, wat opnuut teruggekeer het na God toe. En daar is kerke wat hierdie verbondsdoop, hierdie bekeringsdoop of geloofsdoop baie keer herhaal, maar dan is dit 'n doop wat 'n teken is van my geloof, om te sê ek keer weer terug na die Here toe. Die doop wat ons in die gereformeerde kerke bedien, is 'n verbondsdoop. Dis die doop wat in die plek van die eenmalige besnydenis gekom het. En daarom is dit 'n eenmalige gebeurtenis, veral as dit reg verstaan word as dat dit 'n teken is waar God die inisiatief neem. God sê met 'n teken en wys met 'n teken aan die familie en aan die gemeente dat hierdie kind of volwasse persoon is ingesluit in sy verbond. Hulle het hierdie baie spesiale eenmalige teken ontvang. Dan wil ek 'n baie belangrike tweede Nuwe Testamentiese teken noem, en dit is die Sondag. Die eerste dag van die week. Nie die Sabbat meer nie, maar die Sondag, die eerste dag van die week. Die herdenkingsdag van die opwekking van Jesus. En die Sondag vier ons nie eenmaal per jaar nie, net tydens Paasnaweek nie. Elke Sondag is die herdenking van die opwekking van Jesus uit die dood. Die eerste dag van die week. Die derde teken wat ek wil noem, is die nagmaal, die herhaalbare teken, die weer en weer en weer, die gereelde herinnering aan die feit dat Jesus die Pasga verander het in die nagmaal. Die herinnering aan die feit dat Jesus sy liggaam en sy bloed gegee het as offer ter wille van ons verlossing. En na my verstaan het die vroeë Christelike gemeentes daagliks na werk in die meeste gevalle by mekaar gekom en veral iets unieks gedoen in hulle tyd. En dit was dat ryk en arm by mekaar gekom het en almal het hulle kos met mekaar gedeel. Dit het later
baie skeef geloop. Paulus skryf later 'n baie streng vermaaning daaroor. Maar oorspronklik dink ek was die nagmaal daagliks gevier dat wanneer hulle saam geëet het, het hulle die brood gebreek, mekaar herinner dat sy liggaam vir hulle gebreek is, wyn saam gedrink en mekaar herinner dat sy bloed vir hulle gevloei het. Nou ja, ons doen nie als presies soos die vroeë Christelike gemeentes nie, en ons kan redeneer dat ons miskien in ons tyd die nagmaal nie gereeld genoeg vier nie. Aan die ander kant, as dit elke week of elke dag sou wees, veral elke Sondag, dan kan die probleem ook ontstaan dat dit net 'n gebruik word en dat mense dit onnadenkend gebruik. So dis nie so 'n eenvoudige saak om te bepaal, en daar is nie 'n reël daar rondom nie, van hoe gereeld mens die nagmaal behoort te gebruik nie. My persoonlike mening is dat ek dink in ons gereformeerde tradisie van eenmal 'n kwartaal of iemand elke tweede maand of so aan is waarskynlik te min. Maar ek is baie bewus van hoe iets kan sy betekenis, sy waarde, sy diepte verloor as mens dit so gereeld doen, dat dit 'n gewoonte word en nie meer diepte het nie. Goed, so beide in die Ou Testament en Nuwe Testament het ons tekens, enkele tekens wat eenmalig is en vasstaan, ander tekens wat herhaalbaar is en elkeen speel 'n spesifieke rol in die geloofslewe, beide Ou en Nuwe Testament. Maar 'n vierde hoofpunt wil ek stilstaan by 'n baie interessante situasie rondom herhaalbaarheid en eenmaligheid. Jesus verander een van die herhaalbare tekens in 'n eenmalige gebeurtenis. Ek verwys na die groot versoendag, Yom Kippur. Ek het vroeër genoem, goed om hier weer te herhaal, eenmaal per jaar, hierdie verskriklike belangrike geleentheid, waar die hoëpriester, en daar word geweldig baie klem op gelê, net eenmaal per jaar, namens die hele volk, in die allerheiligste ingaan, om daar 'n offer te bring vir die volk se onwetende sondes, of kan ons sê uitstaande sondes, of sondes waarvoor daar nog nie offers gebring is en vergifnis gevra is nie. 'n eenmalige reinigings skoonmaak geleentheid. Geweldig belangrik hierdie versoendag. En dan kom veral die Hebreërskrywer, en ek het die grootste respek vir die Hebreërskrywer. Ons weet niks van hom nie, ons weet nie wie hy was nie. Al wat ons weet is dat hy het geweldig kennis oor die Ou Testament en die Ou Testamentiese gebruike gehad, en God het hom die insig gegee om te verstaan hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament met mekaar nie net koppel nie, maar in een gevleg is. Dit is die boek in die Bybel wat 'n mens beter moet lees en bestudeer om die onlosmaaklike verband en die regte verband tussen die Ou en die Nuwe Testament te verstaan. Nou, die Hebreërskrywer kom en hy beskryf die hele kruisiging van Jesus in terme van die gebeure van die groot versoendag. Hy sit hulle parallel met mekaar en sê, hier is eintlik net 'n herhaling van wat in die Ou Testament gebeur het en nou heeltemal nuut geword het. En dan twee van die heel belangrikste aspekte van die verduideliking en toepassing van die Hebreërskrywer ten opsigte van die kruisiging van Jesus en die verband met die Yom Kippur, die groot versoendag, is die volgende. Die eerste is dat hy hierdie unieke, wonderlike beskrywing gee, dat Jesus die hoëpriester is wat die offer bring. So hy beskryf Jesus in terme van die hoëpriester wat in die allerheiligste ingaan en daar die offer bring. Hy beskryf natuurlik dan nou die allerheiligste as groter as die aardse tempel, maar die hemel. Maar die eerste punt is, hy beskryf Jesus in terme van.
Hy is die hoëpriester wat die offer bring. Maar dan die unieke. Jesus is te gelykertyd die lam wat geoffer word. So, dit is 'n onbeskryflike, diep en belangrike insig. Ek herhaal, Jesus is die hoëpriester wat die offer bring, maar Jesus is ook die lam wat geoffer word. En dan die tweede punt, in terme van ons tema vandag van eenmalige en herhaalbare tekens, is die volgende. Die Grootversoendag word beskryf in terme van sy herhaalbaarheid. En die Hebreërskrywer lê geweldig klem op, elke jaar moes die hoëpriester weer en weer en weer en weer hierdie ritueel deurgaan en hierdie offer bring. Maar in die geval van Jesus as hoëpriester en as offerlam, is dit 'n eenmalige gebeurtenis. So dis nou baie interessant, dat 'n herhaalbare teken verander het in 'n eenmalige gebeurtenis. Kom ek lees net die kernverse, doen jouself 'n guns en gaan lees die hele Hebreërbrief en dan veral hoofstuk 9. Maar ek lees 2 kernverse, Hebreërs 9 vers 12. Met sy eie bloed en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmal die heiligdom binnegegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Dan lees ek ook hoofstuk 9 vers 24 tot 26. Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat deur mense gemaak is nie, en net 'n namaaksel van die ware is nie. Nee, hy het in die hemel self ingegaan, om nou terwille van ons voor God te verskyn. Hy het nie ingegaan om homself herhaaldelik te offer nie, soos die hoëpriester elke jaar die allerheiligste binnegaan met bloed wat nie sy eie is nie. Dan sou Christus immers herhaaldelik moes gelei het, reeds van die skepping van die wêreld af. Maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. En dan onthou ons dat Jesus voor sy dood, voor die bring van hierdie offer, die opdrag gegee het om dit herhaaldelik te herdenk. Elke keer as julle van hierdie brood eet, elke keer as julle van hierdie wyn drink. Geliefdes, ek wil afsluit. God ken ons as mense, en hy ken ons diepste behoeftes en ons veranderende behoeftes. Hy voorsien eenmalig, volledig, vir ons die verlossing. Maar dan gee hy vir ons tekens om ons te herinner aan die verlossing. Ons noem hulle sakramente. Sien die tekens in perspektief en gebruik die tekens in ooreenstemming met hierdie aansluiting by ons behoeftes aan sekuriteit, vastigheid, maar ook gereelde herhaling en gereelde versekering. Ek noem net weer die 2 sakramente, die Sabbat of die Sondag beskou ons nie as 'n sakrament nie. Die doop is 'n eenmalige gebeurtenis, 'n vaste teken in God se verhouding met ons en ons insluiting in sy verbond. Die nagmaal, die weer en weer gereelde versekering, versterking en herinnering dat hy ons verlos het deur sy lewe en sy bloed te gee. Die Sondag, die wonderlike weeklikse herinnering aan die opwekking, die oorwinning, waar ons deur sy oorwinning 'n skoon begin kan maak
kan ons elke week onthou, ons begin met 'n nuwe week. Dis die eerste dag van die week. Ek kan weer 'n skoon begin maak. Want by God kan ek deur Jesus se vergifnis weer en weer en weer 'n skoon begin maak. Amen. Geliefdes, absolute voorreg om saam die nagmaal te kan gebruik, al is ons nie fisies by mekaar teenwoordig nie. Net soos wat gebed nie enigstens ingeperk word deur grense of tyd, of tydslyne en tydsverskille, of dag en nag of seisoene nie. Net so het ons ook nou die voorreg om die nagmaal te kan gebruik, nie noodwendig op presies dieselfde tyd nie noodwendig op presies dieselfde plek nie, maar iets van ons eenheid in Christus Jesus te herdenk deur een van die kosbaarste, herhaalbare tekens. Voor ons die nagmaal gebruik, net 'n kort herinnering dat Jesus dit nie net as 'n nuwe teken ingestel het nie, maar aansluit by die Pasga. Die Pasga wat die herinnering was van die verlossing uit Egipte, die onskuldige lammetjies wat geslag is, die bloed aan die deurkusyne, en dan wanneer hy en sy disippels die Pasga sou herdenk, om hulle te herinner aan die verlossing uit Egipte en God se genade, dan verander Jesus dit in 'n oomblik, en hy sê, die brood wat ons breek, of die brood is my liggaam, dit is vir julle. Die beker van danksegging, dit is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Dit is vir julle. Eet dit en drink dit tot my nagedagtenis. Net voordat ons saam die brood en die wyn of druiwesap gebruik, kom ons word vir 'n oomblik stil en herinner onsself net in die eerste plek oor waaroor dit gaan. Dink vir 'n oomblik daaroor na dat ek is 'n sondaar en ek kan nie myself verlos nie. Maar moenie dan daarby vassteek nie. Gaan dan verder en besef, maar Jesus het die volkome offer gebring. Hy was die hoëpriester en die offerlam, eenmalig. En hy het vir my gesterf en sy lewe gegee, en ek is geroep om sy kind te wees. Kom ons besin vir 'n oomblik oor die diepte hiervan, en dan gebruik ons saam die tekens. Geliefdes, die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet daarvan, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging. Dit is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink daarvan. Dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van ons sondes. Here onse God, baie dankie vir die eenvoud van die tekens van die doop, die Sondag en die nagmaal.
Help ons net om te midde van die eenvoud daarvan weer en weer die boodskap te hoor wat dit verkondig. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U rekening hou met ons mensheid. En dankie vir U onuitspreeklike genade. Ons wil bid vir elkeen wat vandag of vanaand na hierdie boodskap luister. Ons wil bid dat U deur die Gees self die boodskap sal dra, die versterkende herinnering gee deur die tekens van U offer vir ons. Here, en dankie dat net soos wat ons geestelike nood en ons geestelike verlossing vir U 'n prioriteit is, dat U ook omgee oor elke aspek en faset van ons lewe. U ken elke hart, elke vrees, elke kommer, elke seer, elke siekte, elke behoefte. Ons bid dat U in genade by elkeen sal wees, dat U uitkoms sal gee, troos sal gee, krag sal gee, vernuwing sal gee. Ons bid dit alles op grond van die soenverdienste en oorwinning van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons genadige Vader, en die teenwoordigheid van die versterkende en oortuigende en vertroostende teenwoordigheid van die Heilige Gees, bly by jou, waar jy ook al is. Amen.